Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons is hier by Connection Studios wat vir ons hierdie amazing spasie gegee het om hierdie set te bou waar ons die podcast shoot. Connection Studios is 'n wêreldklas recording studio hier in Centurion, so ons gaan net 'n bietjie meer inligting oor hulle ook met julle deel. Vandag is ek baie opgewonde oor my gas. Dit is iemand wat onlangs die musiekwêreld nogal hard betree het, as ek dit so kan stel. Ek weet nie wat 'n ander manier om dit te stel nie. En ek is baie opgewonde om met haar te chat. Verwelkom asseblief vir Tamlyn Wessels. Quentin, hoe gaan dit met jou? Baie goed en met jou? Ook lekker, dankie. Yes, baie dankie dat jy ingestem het om te kom chat hier met my. Ag, ek en jy praat altyd so baie as ons net op set is, so dis eintlik lekker om bietjie dieper met jou te praat vandag. Ja, ek is baie bly jy voel so. Net so vinnige background hoe ek jou ontmoet het, dit was so 3 jaar terug. Ja, 2023. Ja, dit was 2023, so 'n bietjie meer as 2 jaar terug. Ja. Op jou heel eerste musiekvideo, enigste een. Enigste een, ja. Het ek die voorreg gehad om vir jou te skiet en dit was my baie lekker en dit was lekker om jou te leer ken. En nie lank daarna nie het ons mos nou nog 'n tweede enetjie geshoot. Ja. Ja, ek's verlore. Ek's verlore wat jy actually self, jy het die hele musiekvideo konsep self geskryf wat actually nogal impressive was, ja. Dit was baie complicated en die geduld wat jy gehad het op daai set is nogals impressive hoor. Nee, maar dit was mos nou nie moeilik nie. So dit was baie lekker. En ja, dit was nie lank daarna nie, toe sien ek net Jessie, hier is Tamlyn nou oral so. Toe sien ek jou op nog 'n musiekvideo, het jy 'n duet mos gedoen saam met Ronaldo, ja. Langer bly, ja. En toe daarna toe sê ek soos wow, Jy's nou klein bietjie daarna. Ja. So ek wil eers net sê ek's baie bly om te sien dat dit so flippend goed gaan met jou. Dankie. Ja, ek wil baie belangrik voor ek vergeet, wil ek sommer dadelik sê baie geluk met jou uitsaat toekenning Dankie. wat jy gewen het vir vroulike kunstenaar met die meeste stromings. Ja. Vir klein bietjie wyn. Crazy. Groot voorreg. Hoe voel dit om te weet jy is die vroulike kunstenaar in Suid-Afrika wat se song die meeste gestream is in die hele Suid-Afrika? Ek probeer nie te veel daaroor dink nie, want dit voel asof ek wil uitpaas as ek daaraan dink, want ek dink dis so 'n groot getal dat mense dit nie eers kan imagine nie. Ek dink hulle het gesê dis iets soos 22,600 streams 'n dag gewees. 'n Dag. Klein bietjie, ja. So dis nogals moeilik vir my om te begryp hoe groot getal dit is. Dit is insane, want ek wou jou vra, weet jy wat is die totale aantal stromings gewees? Ek weet nie totaal nie, want die verskillende platforms het maar Ja, hulle ander werk dit getalle. alles saam uit. Ja. Ja, maar dit is insane hoor. So ek is flippend bly vir jou. Dankie. En toe ek sien jy het dit gewen, toe dink ek, ja, dit is eintlik great want ek het jou genooi voor jy gewen het. En toe dink ek, toe jy nou dit wen, dis ek soos, ja, dit is amazing. Soos nou nog iets om oor te brag. Ja, So baie geluk en het dit gevoel om daai erkenning te kry. Dankie, ek was so geëerd. Toe ek dit gekry het, was ek regtig in skok. Mense kan sien in die video waar hulle vir my sê ek wen, het ek so gebewe, ek kon dit nie glo nie. Ja. Maar ek dink ook hierdie musiekbedryf is flippend moeilik en ek het dit nou in die afgelope 2 jaar besef. En dit is baie lekker om erken te word vir hoe hard mens werk. Ja. En baie kunstenaars gaan huis toe en huil, dan sit soos jy voel asof jy jou boude afwerk en jy kry niks daarvoor nie, want Ja. ons word nie so goed betaal sê net maar met stromings en so aan nie. Ja. So om actually net 'n prys te kry, laat mens beter voel. Ja. Dis altyd lekker om net erkenning vir iets te kry. Ja. En vir my gaan dit ook altyd oor die nominasie is altyd vir my goed genoeg, want dit beteken jy's in daai top 5 of wat ook al hulle nou besluit het. Ja. So, maar ek het nou nog nooit iets gewen nie, maar ek kan imagine, hey, daai wen is soos, ja. Nee, die nominasie is klaar vir my 'n baie groot deel gewees en funny genoeg, die uitsaas, ons het al 2 weke voor die publiek geweet wie het gewen. Ja. En toe hulle vir my sê ek het gewen, toe het ek nog nie eens geweet ek's genomineer vir daai spesifieke kategorie nie. Ek het geweet ek is genomineer vir die popsliedjie van die jaar, Ja. maar ek het nie popliedjie gewen nie. Ja. Ek het daar net. Ja. Maar toe hulle vir my sê ek is meeste stromings, toe sê ek soos, wat? Dit was nie een van die pryse nie. Ja. Toe het hulle eers na die hele film wat ons het geshoot het, hulle eers bekend gestel dat ek genomineer was vir die kategorie waarin ek toe nou gewen het, Ja, verstaan? ja. So toe ek het kry, toe was ek stomgeslaan. Want ek dink nie hulle het nominasies vir meeste stromings gesê voor die tyd Hulle nie. het dit soos 'n week voor Ja. die publiek geweet het. En toe het julle klaar geshoot. Ja, Ja, klaar geshoot. want hulle het hierdie jaar die uitsaas bietjie anders uitgesaai as die live show op Ja. stage en goeie so. Nee, dit is baie cool hoor. So ek kan nogal dink dit was vir jou 'n groot
skok en net 'n regmerkie om te sê iewers het iets gebeur wat in jou gun stel. Ja, dis is daai ding, almal sê ons mense doen nie goed vir erkenning nie, maar wie sal nou nie aan sy vir 'n medalje of 'n prysietjie? Exactly. Hoorie, so, kom ons chat gou 'n bietjie voor ons verder praat oor jou huidige karier. Ek het gehoor, waar het jou liefde vir musiek of sing of iets, hoe daai hele ding begin vir jou? My hele familie is nogals musikaal. My gesin sing, my twee sissies ook baie mooi, my ma, my pa se sissies. My pa is die enigste een wat nou nie lekker kan sing nie. Hy sing die volkslied fantasties. Maar nie regtig meer in dit ingegaan nie. Ons is nie, ek weet nie, ons het nie gedink dat dit my werk gaan word nie. Ja. En toe eers in hoërskool, ek het actually in die laerskool in graad 7 het ek 'n Money's Got Talent, dat was ons skool se Got Talent kompetisie deelgeneem. En ek het 'n Rising Star prysie gewen, maar dit was ook glad nie iets waarvoor ek regtig geoefen het of gebudget nie. Dit was net soos kom ons doen dit is 'n kompetisie. Ek weet om te sing. En toe word ek siek, toe vergeet ek heeltemal daarvan en toe in die einde van my hoërskoolloopbaan, so graad 11, graad 12. Ja. Toe was ek gevra om so nou en dan voor die skool te sing en whatever, maar ek het dit eintlik glad nie gelike nie. Ja. Want kinders het mos nie regtig baie respek nie. Ja. Dis soos kinders het al by die skool voorgesing, en dan is hulle soos backtrack op 'n foon, dan bel een van die seuns die girl sodat haar backtrack afgaan terwyl sy sing. So dit wys mens dit eintlik vir ons kinders Dis koppe. mean. Dis baie mean. So Ja. dit was nooit eintlik vir my lekker nie, want ek het dit een keer gesien toe ek soos dit gaan met my gebeur. Ja. So flight mode all the way, karaoke, maar daarvoor, maar anyway, so toe het ek nie so lief geword daarvoor nie. En toe aan die einde van my matriekjaar, toe wou ek nie geleer het vir my eindeksamen nie, toe besluit ek, weet jy wat, kom ek skryf net 'n liedjie. Ja. En toe ek actually uitfigure ek kon skryf, toe sê my pa, hy sal vir my liedjie betaal om dit te produce en 'n musiekvideo te doen. Ja. En dit was toe nou enigste een. Ek het dit in my matriek eindeksamen geskryf, Ja, ek onthou jy was nog besig met jou. Ja. O nee, jy was klaar met matriek toe ons het geshoot. Ja, dat was my eerste jaar. Ja, jy het aanvanklik, ek onthou jy het vir my gesê dit is jou gap jaar Ja. en jy wil hierdie doen want dit is vir jou lekker. Maar jy dink nie jy gaan permanent dit doen nie. Jy wil nie regtig bekend raak nie. Jy wil net dit doen want dit is lekker. Dit is Kyk waar jy nou. presies wat ek gesê het. Ja. Nee, die lewe het 'n bietjie twists gevat, maar ek was nog steeds chuffed hoe dit uitgedraai het. Ek dink dit is nogal 'n cool turnout. Ja. En dan wil ek gou vir jou vra, jy is obviously redelik nuut in die musiekbedryf, maar hoe ervaar jy dit sover? Is dit vir jou hoe ervaar jy die musiekindustrie sover want jy's surrounded met klomp ander nuwe kunstenaars, maar ook met kunstenaars wat al jare in hierdie industrie is. Ek dink ek geniet dit baie, maar tot 'n mate is dit ook baie intimiderend, want ek weet nie altyd wat ek doen nie, soos met jou met die musiekvideo's. Ek het geen idee gehad hoe 'n musiekvideo werk toe ek daar by jou ingestap het nie. Ek was soos, jy moet maar vir my sê wat om te doen, want ek het geen idee nie. En so is dit ook partykeer met musiek. Ek weet heeltemal wat om te doen nie, maar dit moet met mens onthou dat niemand dit op dieselfde manier doen nie en my kreatiwiteit is anders as iemand se. Ja. So dis nie te sê myne is verkeerd nie. So dis intimiderend, maar dit is nog steeds eintlik verskriklik lekker. Mense kan baie uit ander kunstenaars uit leer, ja. Definitief, en ek dink 'n goeie punt wat jy gemaak het daar was, jy is nie in die industrie gewees. So maar jy werk met mense wat al lank daar is, so hulle kan jou help Ja. om jou kreatiwiteit te vat en dit daar buite te sit op die manier hoe jy dit wil translate aan mense. Definitief. So directors, producers, platebase, al daai tipe goeters is hulle speel 'n baie belangrike rol veral vir 'n kunstenaar want jy's nie net nuut in die musiekindustrie as 'n getekende kunstenaar nie, maar jy's eintlik ook nuut in die musiekindustrie want dis net soveel al 20 jaar sing en toe Ja. verstaan jy, so alles Ja. is eintlik redelik nuut. So hulle dis belangrik dat jy dan 'n goeie span het wat jou mooi vorm en help. Maar almal is baie ondersteunend. Ek Ja. dink nie ek het al ooit 'n idee aan 'n kunstenaar gepitch en toe sê hulle vir my, ek dink nie so nie. Dit sal die weirdste wack idee wees. Dan sal hulle vir jou sê, ja, doen dit. Ja. Doen dit. As jy wil go. En ek dink maar elke kunstenaar het al gesien dat partykeer as jy jouself is, dan aanvaar almal dit nie. Wat moeilik is, maar ander keer as jy self is, dan
het jy die hele mark agter jou of dan shape jy hele genre of soos jy verstaan wat ek Ja. sê. So dit kan either ways gaan of ek dink jy forceer jou genre op iemand af en dan eventually stick dit. Ja, dit weet jy wat gebeur baie keer in daai geval as jy nou dit sê. Dit het al so baie met my gebeur en ek kan nie verstaan hoe dit werk nie, maar as jy die eerste keer 'n liedjie hoor, dan is jy soos okay, ja, Dis okay. Dis alright. En dan voor jy dit weet, love jy daai song. Ek Dan sit daai ding in jou kop vas en jy kan nie ophou om sing nie en jy kan nie ophou die ding luister nie en dan dink ek wie ook al daai liedjie geskryf het, nê, is 'n absolute genius want hulle weet iets Ja. wat jy nie weet nie en ewen hulle het dit reg gekry om jou wat die eerste keer die liedjie gehoor het nie so baie gelike het nie en nou is dit al wat jy wil luister. Ja. So, dit is half as 'n mens dit nou in hakies kan sê, forceer die genre af op iemand, sonder dat hulle dit weet. Ja. Gaan hulle van jou musiek begin hou Ja. en dan next moment is soos hoe dit gebeur. Maar ek love it. Dis presies, maar dis presies hoe dit werk met iets ook. Hoe baie keer sê ons hou nie van 'n song wat iemand uitgebring het nie en as jy weer hoor is die song die grootste hit in Suid-Afrika en dan like jy hom ook. Ja. Want jy het hom al so baie gehoor dat jy eintlik forceer was om daarvan te hou. Ja. En ja, iets gebeur in ons breine dat ons eintlik nou besluit, dis seker okay. Ja. Ek het op 'n stadium 'n ding gelees, as 'n musiek 'n sekere beat het, elke mens is verslaaf aan ritme, nê. Oh, wow. En die eerste 9 maande van jou vorming in jou ma se baarmoeder, hoor jy net haar hartklop, Die ritme. nê? So as 'n mens, soos wat jy ouer word en groter word, jy's unconsciously verslaaf aan 'n rhythm. En dit is hoekom ons van musiek hou. En toe het my audioloog wat ek by 'n oortoets gaan doen het so 'n jaar en 'n half terug vir my gesê, die rede hoekom ons altyd musiek wil harder sit, is want die vibrasie wat in jou ore ingaan, release die feel good hormoon, ek kan nou nie onthou of Dopamine? is dit dopamien? Ja, Ja, ek dink so. dopamien. En dit laat 'n mens goed voel. So nou wil jy die hele tyd die musiek harder sit, Ja. want dit is lekker in jou oor, want dit release dopamien en dit laat jou goed voel. Dis baie cool. So daar's nogal 'n scientific ding agter dit. So ek moet nou 'n song gaan skryf met 'n heartbeat ritme. Nie noodwendig die heartbeat Maybe. nie, maar ek weet nie hoe gaan daai song klink nie. Ek weet nou nie gaan dit klink nie, maar ek dink dit kan nogal cool wees. Sy naam moet asseblief net nie hartklop wees. Okay, nee. Dit klink soos 'n ChatGPT. Ja, hartklop ChatGPT liedjie, asseblief skryf gou vir my ene. Hoor hierso, ja, nee, ek chat nou lekker. Ek wil gou vir jou vra, voor ons nou weer oor die lekker goed praat, wil ek gou 'n bietjie oor 'n serious ding praat. Jy het vroeër genoem jy het siek geword. So toe ek jou nou ontmoet het, het ek uitgevind jy het Guillain-Barré syndroom. God sê ek dit reg. Yes. Guillain-Barré syndroom. Perfect. Nou ek het voor ek jou ontmoet het ek nie geweet wat dit is nie. Ek het bietjie gaan navorsing doen toe ek nou van jou hoor en ek wou net geweet het kan wat dit is voor ek saam met jou begin werk. Ja. Maar ek wil hê jy moet eintlik vir die mense wat kyk, as jy met mense wil praat, sorry, daar's jou kamera. Dankie. Vir die mense wat kyk, dalk wat nie weet wat Guillain-Barré syndroom is nie, net so vinnig verduidelik wat dit is en dan na dit sal ek jou so 'n bietjie vra oor jou journey met dit. Okay, cool. Ek het in 2017 aan die einde van my graad 7 jaar, ek was baie sportief. Ek het hokkie, netbal, atletiek, alles gedoen. En ek het actually Noordgauteng klere gekry vir my hokkie. En eendag toe ek wakker word, toe sukkel ek om te beweeg, alles. My vingers het lam geword, my bene het lam geword. Ek het net so skanne ingegee. En dit was baie skaars. I mean, dit is 'n gevoel wat ek nog nooit gevoel het nie. En toe gaan ons ongevalle toe en hulle misdiagnoseer my toe en sê vir my daar's niks fout nie en ek is huis toe gestuur. En toe 'n paar ure na dit, toe word dit soos drasties erg. Toe sê my pa ek nee, ons gaan na 'n ander hospitaal toe, se ongevalle net om on top of this te kom want dis ek kan sien hoe agteruit ek gaan. Ja. En ons loop toe by die ICU of ons loop toe by die ongevalle in en soos wat ek by daai deure inloop toe val ek. Soos toe gee my bene, maar my pa het my daarom geval, toe sit hy my in 'n rolstoel toe. Ja. Ek dink dis eers dat ek besef het hoe drasties dit geword het. Ja. En ons doen toe verskriklik baie toets. Ek was baie lank in die ongevalle en net al hoe agteruit gegaan. En die dokter kom toe terug na al die toetse, toe sit hy my in 'n ICU kamer en hy sê vir my ek het Guillain-Barré syndroom. So dis toe ek diagnoseer was 24 uur na my simptome. Ja.
En daai aand het ek nog my ma gesê ek sukkel om asem te haal en toe het hulle my geventileer. So hulle het 'n pypie in my keel gesit vir my om asem te haal en toe het ek ook 'n tubie in my maag gekry vir voeding want ek kon nie eet nie want toe ek die volgende oggend wakker word, dis alles verlam. Ek kon net my oë knip. Ek kon nie asemhaal nie, ek kon nie my mond beweeg nie. Ek kon nie praat nie. Ek was bedlêend. Ek het dit gelyk asof ek in 'n koma is, maar ek kon alles hoor en as my oë oop was kon ek alles sien. Maar ek was eers vir so 'n week wat noem hulle dit? Gesedeer, ja. Sedate, ja. Ek was vir 'n week gesedeer, want hulle probeer mos nou maar die trauma bietjie verminder, so laat ek nou eerder slaap. En dit het gevolg met 4 maande in ICU op 'n ventilator op bedlêend en nog 4 maande in rehab waar ek eers op maand 6 kon begin eet en obviously eers na 4 maande kon ek weer praat met enigiemand. So aan en nou is ons al 7 jaar later. Ja. So jy het letterlik binne 24 uur van normaal na verlam toe gegaan, basically. Ja. En jy was hoe oud? 12. Ek dink dit is ek weet nie eens hoe cope mense met dit nie want jy's 'n sportiewe, aktiewe mens en jy's buite en ek ken jou nou nog steeds as 'n sprankelende, spontane mens. En dan moet jy skielik met iets met jou gebeur en jy's binne 24 uur kan jy net jou oë knip. Ja. Of basies bietjie meer as 24 uur. Ja. Ja, dit was baie scary. Ek meen ek was 12. Ja. En wat dit vir my baie laat insink het is as ek die vrees in my ouers se oë gesien het. Ja. As hulle langs my bed gestaan het want hulle het net so min antwoorde soos ons het elke dag, soos ek. Elke dag het hulle vir die dokters gevra hoe lank gaan sy nog wees en op 'n stadium toe ek my dokter homself vir my pa, toe sê hy vir my pa, moenie meer vir my vrou lank sy binne gaan wees nie, ek weet nie, ons kan nie vir jou sê nie, want ons Guillain-Barré is so skaars en unpredictable, almal herstel in ander maniere, in verskillende tye. Ek het ook anders agteruit gegaan as die normale persoon. Ek het gewoonlik gaan mense in so 'n week se tyd heeltemal agteruit. Ek het in 24 uur agteruit gegaan. Ja, so hulle kon eers 'n bloedplasma doen met my om die agteruitgang te stop nie. Ja. Toe hulle dit gedoen het, was ek al klaar heeltemal verlam. En okay, dit is nou die simptome gewees en wat gebeur het, maar wat is die siekte? Is dit 'n wat veroorsaak dit? So, jou lyf se immuunstelsel val jou senuwees aan. Dan vreet hy al daai senuwees weg. So ek verduidelik dit gewoonlik vir mense. Dis soos 'n elektriese kabel met isolation om. Ja. En die isolation is die senuwee. En die elektriese kabel kan nou nie werk sonder isolation nie. Ja. Maar jou immuunstelsel vreet dan al daai isolation weg van jou senuwee. En dan met tyd groei dit soos 'n millimeter per dag. Groei daai isolation terug. En eers wanneer daai isolation weer teruggegroei het, kan jou limbs weer beweeg. Ja. Wow. So die isolation van my senuwees van my enkels het nog nie teruggegroei nie, want dit is obviously die verste punt van my lyf. Ja. So ek het nog dropvoet. So ek kan nie my enkels lig nie. Hulle werk nie meer nie. Ja, so basically jou voet hang, jy kan nie dit doen met jou voet nie. Want daai boodskap kom nie van my brein na my enkel toe nie, ja. En jy dra obviously nou spalke of stitte. Ek meen ek weet nie of die kamera dit kan sien nie. Ja, dit sal. Dit help net jou om die voet plat te hou sodat jy hom kan optel. Letterlik dit. Vir jou volgende tree. Ja. Gaan dit ooit herstel? Sê die dokters dit kan of is dit nou al verby daai punt? Ons het die neuroloog gevra en hy het 'n paar toetse gedoen, reflexes getoets en so aan. Toe sê hy hy dink nie dit gaan herstel nie. En ek sê ook vir mense ek doen glo in miracles, maar ek dink daar's 'n rede vir my enkels om nie te herstel het nie. Nie dat ek negatief is nie, maar ek dink nie dit gaan so terugkom nie, want dit is al so lank terug gewees. Wat dit eintlik dis al 7 jaar wat my lyf nie meer gewoond is aan daai pathway nie. Ja, so as dit sou herstel, sou mens moontlik al dit begin sien het. Ja. Okay. En pla my glad nie. Ek sê vir mense dit gee my identiteit. Dit is nou wie ek is en ek love dit. Ek is glad nie geplan. Hoorie, ek sien op jou Instagram sien ek jy hardloop 10 km met daai. Ja. Dis ongelooflik. Ek meen okay, dit is seker 'n bietjie moeiliker as die normale persoon. Ja. En dit vat jou dalk 'n bietjie langer, maar die punt is jy doen dit. Ja. Jy kry dit reg. Nee, ek het definitief my struggles. Nou dat ek meer begin draf en oefen,
kom ek agter hoe swak ek eintlik is. Ek het nou die dag about 7 kilos gehardloop en ek het 5 kilometer van daai begin huil. Ofwel ek het gehuil vir 5 kilos lank terwyl ek draf. Want ek kan nie met my enkels sê en ek is soos 5 kilos van die huis af, so nou moet ek huis toe gaan. Maar nie omdat dit seer is nie, dis net dis weak. Partykeer is dit frustrerend want ek moet soos ek moet regtig ek dink soos 30% harder werk as 'n gewone mens om 'n 5 kilo te draf. So ek sê gewoonlik, ek dink as my enkels gewerk het, kon ek nou al 15 gedraf het. 15 kilos. Ja. Whatever. Net omdat ek soveel meer krag moet insit. Maar so het mens altyd jou afdaal met enigiets. Ja. Ek is 90% van die tyd so happy met my enkels. Maar hoorie, ek dink jy's 'n baie groot inspirasie. Die feit dat jy net ewen hardloop met dat baie mense dink ek sou gesê het, ag nee, my voete is nie 100% nie, ek gaan hardloop nie. Ek het onlangs eers weer begin oefen, maar ek was altyd soos ek hardloop net as iets my jaag. Okay, of behalwe nou as ek soos miskien squash of iets speel, maar ek gaan nie 5 kilos hardloop vir die lekker nie. Ja. Maar nou oefen ek en dit is vir my baie lekker om te kan weet ek kan nou 5 km hardloop en dit is 'n goeie result, maar ek meen toe ek dit sien, toe sê ek soos daai is baie inspirerend. Hoor ek dink innerlik daar waar jy sê, hardloop net as iets jou jaag. Ek dink die binne my is dit ook hoekom ek begin draf het, want ek gaan nie vir julle nie. Ek is ongelooflik bang as ek in die aande by die huis is, want ek het vir lank alleen gebly. Ja. En ek is bang iemand jaag my en ek kan nie weghardloop nie, want ek so stadig. Dis waar. En ek dink die binne my, toe sê ek, stel jy moet begin draf, want iemand gaan jou jaag. Jy moet prepared wees. Wel, of as iemand jou jaag of 'n zombie apocalypse, jy moet kan hardloop vir iets. Ja. Nee, ek grap, as jy regtig zombies nie. Hoorie, ek gaan vir jou nog 'n paar vragies vra, want dit is goed wat ek nou wil weet oor jou journey. So ek gaan dit hier lees, sorry. As jy nou terugdink aan daai tyd, in daai recovery tyd, wat is die een ding wat jy die meeste onthou wat vir jou uitstaan van jou recovery journey? Die feit dat ek vir 4 maande in ICU was en daar was about 5 dae van 4 maande wat ek niemand langs my bed gehad het in die aand nie. So bedoelend, ek het elke aand iemand langs my bed gehad. Of het 'n vriendin of familie of my ouers of my sissies was, daar was elke liewe dag iemand langs my bed wat my ondersteun het. Ja, so jou support structure was amazing. Ja, en dis regtig wat ek vir jou sê, ek die meeste kan onthou. Ja. Dit is nogal ongelooflik. Okay, ek het nou daai gevra, net gecheck. Een ding wat vir my baie uitstaan van jou, en dit kan ek onthou toe ons die eerste keer saam gewerk het ook, is dat jy baie positief is. Hoe het jy dit reg gekry om deur so as 'n jong mens, deur so donker tyd te gaan en nog steeds jy's so positief. Jy's nie ek het hierdie trauma of iets nie. Jy is ek's deur dit en jy het een keer vir my gesê, toe ek dit gevra het, jy sê vir my, ek het dit oorleef. Wat anders is daar waarvoor ek bang kan wees? Ja, is dit wat jou ek meen jy's so positief oor net alles op hierdie stadium. Ja, dis regtig wat ek geleer het uit Gillian Bright. Ek het toe ek in ICU gelê het eendag, toe het my ventilator, ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê nie, hy het verstop met slijm. Ja. So toe kon daar nie lug in of uit nie en ek moes nou nie self asemhaal nie, die masjien half my asem. En daar was niemand in my kamer om my te help om dit gou op te los nie, want wat hulle gewoonlik doen om dit op te los is hulle gebruik 'n suction en dan haal hulle net die slijm uit. Ja. Maar daai dag of daai oomblik was daar niemand in my kamer nie en wat gevoel het soos 'n leeftyd wat eintlik seker net soos 'n minuut was, kon niemand my help nie en ek kon al voel rooi my gesig word en ek onthou net ek het so in die hemel ingekyk en toe sê ek vir liewe Jesus, jy sien, dit was 'n amazing lewe, dankie liewe Jesus. En ek het vrede gemaak dat ek actually gaan doodgaan want dit het vir my gevoel asof ek regtig nou gaan doodgaan. Want jy kon nie asemhaal nie, jy is besig om te versmoor. En ek kan nie 'n knoppie druk om iemand te roep of skree nie. Al wat gebeur het in daai oomblik is my masjien het begin skree en so 'n beep geluide gemaak en dis about al. Ja. Maar ek's ook gewoon daaraan dat as party masjiene in 'n ICU geluide maak, is dit nie noodwendig code red of iets nie. Partykeer is dit net 'n glitch of iets. Want my masjien skree ook partykeer sonder dat daar iets fout is. So ek was bang dat hulle dink dit is niks. En hoekom ek nou dit sê, so toe ek nou gedink ek gaan doodgaan en daai dag toe ek besef het ek wag ek's fine, toe hulle my eventually kom help, want toe het hulle ingehardloop en alles uitgesorteer. En van daai dag af was dit soos ek was so naby aan die dood en daai is 'n ander tipe vrees. Om die dood in die oë te kyk
en van daai dag word ek net wakker en sê ek is so bly ek's lewendig. Maak nie saak wat vandag oor my pad kom nie. Ek sit bly ek lewe en in daai ICU stay na die tyd was dit baie soos weet jy wat ek kan nie my enkels beweeg nie of ek kan nie my arms beweeg nie. Ek kan nog nie asemhaal nie, maar ek sit bly ek lewe. So ek dink dis baie waar die positiwiteit vandaan kom, ja. Yes. Hoorie maar wat se hospitaal was dit? Groenkloof. Shout out die Groenkloof se verpleegpersoneel wat dit amazing. Ja, basically 'n lewe gered het en ek kan dink daai oomblik is nogal ek meen baie keer gaan ons deur ons lewe dan dink jy, joh, as jy jonk was het jy soveel goed aangehou gaan dink jy, hoe het ek daai oorleef? Maar dan dink jy nou jy kon amper dood gewees het. Nee. As jy iets soos jy nou ervaar, daai en ek meen ek is bly jy het obviously oorleef want nou ken ek jou en ons het hierdie cool storie en jy het cool stories om te vertel. So nee, dit is incredible en ja, dit maak vir my sin dat jy so positief is want ek meen wat kan erger as dit wees vir nou, verstaan jy? Ja, definitief. So is dit so nou wil ek gevra rakende die balke wat jy dra, die spalke wat jy dra. Is dit waar Lyfvoete vandaan kom? Die song. Ja. Dit is my favorite song. Ek het gedink toe Raring uitkom, dit is so oulik want Lyfvoete kan ook dans. Dankie, ja. Ja. Ja, ek het eendag in 'n bar gesit, 'n bar, dit klink verskriklik. Ek was in 'n kuierplek saam met my vriende gewees, waar ons sokkie. En is 'n oud vrou my toe om te dans en toe vra hy my, kan jy dans? Toe sê ek vir hom, ek weet net nie hoe gemaklik of hoe lekker ek lyk nie, maar kom ons dans want ek dink ek kan. Ja. En nadat toe vertel ek nou vir my ouers hierdie storie en toe hulle sê ja, man, jy moenie lui wees nie, moenie enkels lui hou nie. Ja. En toe van daai konsep af, toe sê ek moet bietjie iets skryf wat uit my hart uitkom, want klein bietjie wyn kom definitief nie uit my hart uit nie. So ek moet iets relatable kry. Ja, wel klein bietjie wyn is nou in jou hart. Ja. Nee. Ek dink jy is nou baie lief vir klein bietjie wyn. Ja, ek is. Maar nee, Lyfvoete dink ek is 'n baie oulike song. Dankie. En toe ek dit hoor, het ek soos daai is baie original. En wie het geskryf? Het jy saam? Ek en Emil. Ja, hy skryf nogal goed. Hy skryf vir 'n paar mense. Ja. Ja. Nee, hy's talented. So dan dink ek die laaste ding wat ek nou vergeet het om te vra, as ek reg verstaan, moes jy geleer praat het weer. Ja. Soos want jy het nie jou brein het nie vergeet om te praat nie, maar dit gaan oor die spiere, nê. Ja. En loop, jy moes alles leer loop, leer praat. Ja, ek het 'n spraakterapeut gehad. Dis soos fietsry om te praat. Jy weet hoe om te praat, maar om daai spiere weer te activate is 'n ander storie. Ek het verlang die ICU nurses so geroep, net met my oë, so ek kyk vir haar en dan knip ek my oë. Ja. En dan probeer ek nou vir haar soos wys wat is seer of iets met erns krap of whatever. Ja. En eendag toe sê my sussie vir my, maak so want jy het nie lug nodig om 'n k te maak nie. Jy doen dit met jy kan dit met jou keel toe doen. Jy doen dit met jou mond. Ja, nou doen ek dit, sorry. Ja, nee, presies. Ja. En daai dag toe sy dit vir my voorstel, toe sê ek soos, ek kan dit doen. Ek wonder hoe lank kon ek dit al doen en ek het nie geweet nie. En is nou juist hoekom jy 'n spraakterapeut nodig het. Jy weet nog nie wanneer jy iets getrigger het om te kan werk of nie. So dis hoekom ek 'n spraakterapeut nodig gehad het om my weet te leer om my mond te shape en die klanke uit te kry en net daai spiere weer warm te maak en om kinda te soos jy forceer om te werk. Ja. Yes. Nee, maar dan jy's hier nogal baie en ek meen nou sing jy en het jy vir my gesê jy het voor jy siek geword het jy 'n bietjie gitaar gespeel? Ek het ukulele gespeel voordat ek siek geword het, ja. En so dit was actually toe nou 'n lekker instrument om weer eers te begin speel omdat hy net 4 snare het en my vingers was vir baie lank nog swak nadat ek uit die hospitaal uit was. En omdat hy so 'n lekker klein wat noem mense tong het. Ja. Kon ek makliker leer speel na Gillian, maar ek het ukulele gespeel vir die tyd. Ja. Ek het vir 'n simple dad joke. As jy nou 'n ukulele op my stand moet sit in plaas van daai gitaar. Ja. Dis wat noem jy dit dan? Ek weet nie. Dis nie 'n ukulele nie, dis 'n uke staan. Ag nee, Quentin. Sorry. Ek is altyd so as 'n Dis 'n solid dad joke, ja. Ja, ukulele en 'n uke staan. Ja, okay, cool. So maar ek dink dis nou genoeg van daai. Hoor hierso, ek wil gou by jou hoor, wat was jou in jou kort, ek sê nou maar kort karier want related to al die ander mense wat in die industrie is jou karier nogal kort. Jy toer nou, jy doen shows,
jy sal bietjie jy het nie 'n volband nie, het jy? Ek het, jy maar al 'n ek volband? doen duo en volband shows. Okay, cool. So jy toer bietjie, het jy al wat is jou favourite gig sover wat jy gedoen het, jou favourite show? Malbroer O, jissie, ek sien hulle goeters is nogal massive hoor. Boksburg? Ja. en daar was 'n show in Brakpan gewees wat regtig lekker was. Ek dink jy sal nie glo nie, maar ek dink die mense in daai areas, die Johannesburg areas, hulle is baie minder skaam as in Pretoria mense. So hulle gee nie om hulle longe uit te skree al staan hulle alleen heel voor nie. Ja. En dis wat hulle so lekker maak. Hulle is regtig 'n vibe. Ja. Daai mense, hulle weet om te partytjie. So daar Boksburg en Brakpan was my Boksburg en favourite Brakpan optredes. Actually, daar's 'n hele paar. As ek vir jou moet sê van die kleiner shows is daai definitief. As ek moet praat van die groter shows is in die Bos en Krone beslis Ja. die ander twee favorites. Ja, ek moet sê ek was hierdie jaar die fotograaf by in die Bos en toe jy daar uitkom met daai geel outfit van jou aan en ek neem daai foto's, dis ek het so secretly binne my so trotse gevoel gekry want by no means sê ek dat jou karier of ek is die oorsaak dat jy enigstens Nee, was deel van dit. maar vir my is dit net lekker om te sê ek was daar in die heel begin. Ja. En om nou te kan sien dat jy so goed doen en op daai stage te kon sing en daar was 35,000 mense dink ek Ja. daai aand. Ja. En daai foto's, ek gaan dit sommer nou op die skerm sit in die edit. Dit was flippend mooi foto's. Daai moment het my so trots gemaak en obviously toe gebeur dieselfde weer by Krone. Toe maar daai is nou obviously jy het nou langer tyd op die stage spandeer. Ja. Hoe was daai vir jou? Hoe voel dit nou vir jou om voor so 'n groot crowd te sing? Dis 'n hele ander game. Daai ding wat mense sê van hoe groter jy gesig kan sien, hoe moeiliker is 'n optrede, want jy kan emosie lees. Ja. Maar hoe groter die gehoor is, hoe kleiner hulle gesigte is, hoe meer ligte in my gesig is, hoe makliker is dit, want ek lees nie mense se emosies nie. Ek het al optredes gehad waar ek 'n koppel sien opstaan en uitloop het, en dit het my hele show affekteer van daar af. Want nou weet jy nie is dit Is dit die songs wat ek sing? of is hulle net moeg en hulle wil huis toe gaan nie? Ja, maar met Krone het ek nie een ou sien 'n drink gaan kry nie, want hulle is so baie en so klein. Ja. Maar die impak wat hulle maak as hulle wel saam sing is groter. Jy Ja. verstaan? Wat amazing is, as ek my in-ear net so uitgehaal het by Krone, dan wou ek net begin huil het om te hoor hoe sing die mense saam. En veral as hulle jou liedjies sing. Ja, it's crazy. Ja, Dis- dan dis- sing daar 30,000 mense jou Ja. liedjies saam jou. ja, dis waar Ek cool. weet daar's 'n paar kunstenaars wat ek nou al gehoor sê het dat hulle is glad nie nervous vir groot shows met baie mense nie, maar wanneer dit nou 'n klein show is en ons miskien net 50 of 100 mense, Dis presies daai. dis wanneer hulle nou nervous raak en dan is dit kunstenaars wat nou al 15, 20 jaar in die industrie ja, is. ja, So dit maak vir my 100% sin. ja. Is jy besig om met nuwe goeters te werk nou of aan nuwe goed te werk? Ons is ons vat bietjie groot kanse nou. Okay. Ek is besig om iets anders te doen. In die musiekbedryf. Ja. Ek weet nou nie of ek regtig al kan sê nie, want ons is maar so Ja, jy kan nie te veel weggee nou nie. Ons besluit wat ons doen. Ja. Maar ek al wat ek kan sê is ek wil nie vir ewig klein bietjie wynsokkie musiek maak nie. Natuurlik. Ja. So ons werk nou daaraan. Ek het nie 'n laaste song release hierdie jaar nie, spesifiek vir die rede dat ons nou aan groter goed werk vir volgende jaar. Okay, ja. Ja. En ek is nog nie seker wanneer hierdie episode uitgesaai word nie en ek meen ons skiet nou alles in hierdie een week, so Ja. maybe is Dit al uit. ja, miskien is al klaar iets niets uit van Ja. Tamlin, miskien nie. Either way, gaan check my uit. Ja, ek weet nie, ons sal maar sien. Maar ja, ek is baie excited om te hoor waarmee jy besig is. Kan jy onthou wat was jou en dis obviously nou nie lank terug nie. Wat is jou heel eerste liedjie wat jy live gesing het voor 'n crowd? Dit is 'n baie moeilike vraag. Want wanneer was jou eerste live show? Jo. Ek hou van hierdie vraag want ek moet eintlik nogals hard dink daaroor. As ek nou regtig nou op die spot kon onthou, sal dit nogals lekker wees. Ek dink dit was 'n dames teeshow. Ek wil anders as die Money's Got Talent wat ek gehad het, maar sien maar nou in my Na skool. Kom ons sê van na Naskool. skool af, ja. ek kan nie heeltemal onthou nie, maar ek vermoed dit was soos 'n familie gunsie of iets O, by okay. 'n event of iets. O, wat jy gewees, gesing ja. het, ja. Ja, yes, ek kan nie onthou nie. Ja. Ek gaan weer gaan kyk. Ja. En as ek nou
as ek nou in jou kar moet klim en jou radio aansit, wat sal ek gaan speel? Wat luister jy nou in jou kar? Ek het so 'n wye verskeidenheid van goed. Ek probeer nou dink wat's op die top like. Gatvol van Sonnekus en Droomsindroom. Ja. Ek luister hom nou plat. Ja, Ek love hom. Dit is 'n vibe. Daai is 'n baie cool song. Ja. En sou jy sê jy leef nou jou droom en indien nie, wat is die groot droom? Ek dink ek doen tot 'n mate. Ja. My droom nog altyd is om my storie vir mense te vertel en ek wil hê mense moet dit uit my uitvat eerder as net 'n goeie show waar ek klein bietjie wyn sing. En baie keer in kuierplekke kan ek nie regtig my storie deel nie, want mense is nie by nie en ek doen my hele getuienis wat ek nou gesê het, onreg as ek dit probeer deel, maar dit net half doen, want mense luister nie. Ja. So dis hoekom ek sê ek dink tot 'n mate, want ek kan nou my storie deel, maar nog nie so in details soos wat ek wil nie. Ja. Want ek maak nie nou 'n groot impak as ek mense in 'n kuierplek net sê, ek was 4 maande ICU, 4 maande rehab, let's go, kom ons sing klein bietjie wyn. Want hulle is nie daar vir my storie nie, hulle is daar vir my show. Ja, en hulle gaan nie noodwendig in die regte frame of mind wees om actually in te neem wat jy sê nie. Ja. Dan wil ek gou vir jou vra, onthou jy, ek dink dit was na ons eerste video shoot, het jy actually vir my, was daar 'n Engelse song, Ja. wat jy vir my gespeel het en gesê het, jy wil potentially, want dit is al vir jou storie. Ja. Is daai nog in die gaan jy dit nog wil doen op 'n stadium? Ek het baie goed onthou. Ek het amper self vergeet van die song. So daai song, wag ons nou mee, want ek gaan hom nie kan release met die label waar ek nou is nie. Of wel, ek dink as mens 'n baie goeie konsep om dit het, kan 'n mens. Ja. Obviously, hulle betaal vir my musiekvideo's, hulle betaal vir my music videos, whatever. Ja. So hulle wil eintlik net goed uitsit wat werk. Ja, obviously, dit is 'n... So dis die Afrikaans. Ja. Hoekom moes hulle Afrikaanse label 'n Engelse liedjie uitsit? Maar ek Ja. dink my label stel baie belang in wie ek ook as persoon self is. Ja. So ek dink definitief in die toekoms hulle sal 'n vergunning maak vir Ja. dit, want I mean as hulle my ondersteun as mens, dan sal my musiek ook beter doen. Ja. En hulle is baie bewus daarvan, ja. Ja, ek dink hulle ondersteun jou actually baie goed. Dit wat ek sien, ek meen, jy weet, as dit nou, al moet dit nou nog 'n paar liedjies Afrikaanse goed vat om uit te kom voor jy daai ene doen. Ek dink net, daai is miskien 'n opportunity wat 'n ou nie moet laat verbygaan nie. Ja, definitief. Want dit was vir my nogal touching geweest toe ek dit gehoor het. Dankie. En die idee wat ons gehad het met, daar's mos nou baie footage. Wat baie, dis heartbreaking om dit te sien. Ja. Maar omdat dit so real is. Dit gaan nou wille een wees vir die publiek om te sien. Ek baie keer as ek vir mense foto's wys van my hospitaal journey, dan sê hulle vir my, wag, ek kan nie meer kyk nie, dis te wild. Ja. Want dit was wild. Ek was net vol pype en goed aan masjiene gekoppel net om aan die lewe te bly. So dit gaan 'n tawwe wees om te release, maar ek sien baie uit vir so iets eendag. Ja, ek dink ons moet op 'n stadium, al is dit nou nie ek, as ek 'n video kan doen, sal dit great wees. Ja. Maar ek weet jy shoot, Gerdon het 'n klomp van jou video's gedoen en dit doen flippend goed. Dis mooi video's. Ja. So ja, maar as ek weer eendag daai voorreg kan kry, sal ek dit met Ons twee gaan hande definitief weer aangryp. saamwerk. Ja, dan het ek gehoor, het jy nog 'n droom venue waar jy graag wil optree in Suid-Afrika waar jy nog nie opgetree het nie? Nee, ek wil dis nie sit oor Namibië. Wel, Namibië is Baie naby. Ja, wil jy in Namibië gaan optree Ja. by enige Op die panne. Of nee, is dit Dis Botswana. Is Botswana, sorry, daar was gou Ja. blond in Botswana op die panne. Op die panne, ja. En Suid-Afrika is al 'n lekker groot venue wat jy dink jy wil nog by gig iewers op die stadium. Afrikaans is groot. Ek het nogal gedink hierdie jaar, ek kan dit nou maar sê want dit is nou net verby. Ja. Hulle het ons elke jaar 'n surprise act. Ja. En ek het nogal gedink met klein bietjie wyn wat so goed gedoen het ek gedink daar's 'n kans dat hulle jou kan boek. Ja. Maar obviously hierdie jaar was dit nou Spoegwolf en Eden en ja, Rian Kruiwagen was hy het nou nie gesing nie, maar oom Ek was Rian. daar. Ek het dit gesien. Ja, jy het gaan Dit was kyk. 'n goeie show gewees, ja. Ja, ek het ook foto's geneem. Dit was nogal cool. So maybe volgende jaar, hè? Maybe volgende jaar. Skryf dit gaan nog 'n hit. Ja. Ja, jy doen dit actually Maar dit pretty was so goed. maklik. Het jy 'n droom collab in Suid-Afrika met wie jy nog wil 'n artist met wie jy graag wil collab? Interessant, ek dink almal verwag altyd vir my om te sê 'n man, maar ek sal so graag met soos Bernice
of Rihanna. Of ek wil actually met 'n girl Ja. 'n collab doen, want dit word nie gedoen nie. Ja. En dit sal so cool wees. Dit kan nogal cool wees. Ja, en jy en Bernice is albei lekker jonk en julle teikenmark dink ek is redelik dieselfde. Ja. Ja. So ek dink daai kan nogal 'n powerful collab wees tussen jou en Bernice. Ja, so ons moet nou net eintlik die wiel aan die rol kry en dit maak gebeur hè. Ja, op 'n stadium. Ek is seker dit gaan. Ek seker dit gaan. Ek het 'n paar random vrae nog hierso wat ek jou wil vra sommer net vir lekker chats en goeters. Wat is jou guilty pleasure? Cream cheese. Mag dit kos wees? Jy wil enigiets. Ja. Guilty pleasure kan enigiets wees. Love roomkos, dis verskriklik Is dit? lekker. Okay, cool. En wat is die beste advies wat iemand jou al ooit gegee het in die kom ons sê in die lewe? My pa sê altyd of hy het altyd my pa het altyd gesê, it's not about the cards you are dealt, it's about how you play it. En dit is vir my die beste raad want ek sê ook altyd die lewe is vir almal onregverdig en dis wat dit regverdig maak. Ja. Dit gaan nie oor dat ek nou nie meer enkels het nie en nie sê net maar gaan swat het of whatever nie, dit gaan oor hoe ek dit hanteer. Ja, dis mooi. Ek luister in die as ek gym luister ek het so 'n country playlist, maar dis 'n bietjie meer soos praise and worship tipe country musiek. En daar's een song, ek kan nie songs naam onthou nie, maar dan sing hy daar, instead of worrying about the hand that you've been dealt, of hy sing instead of worrying about the hand that I've been dealt, I'm just talking to the dealer. Ja, So dit is nogal cool daar. it's amazing, hè? Moenie worry oor die kaarte wat vir jou gedeel is nie, praat met die dealer. Jy weet, en dis mooi. En is ook ek het vir lank gebid dat my enkels herstel. En ek het net gebid vir genesing. Dis alwaarvoor ek gebid het en toe ek weer my oopmaak, toe sê ek vir my ma, liewe Jesus het my genees, maar het my kop genees en ek het gedink my enkels moet genees word, maar hy het my attitude genees. Ja. Want ek het eendag so gebid vir my enkels en toe dink ek vir myself, hoekom bid ek vir my enkels? Dit pla my nie meer nie. Dis ek soos wow. Jesus het my laat vrede maak met dit. Ja. It's actually crazy. Amazing. Ja. Nee, dit is 'n baie goeie punt wat jy daar Ja. maak. Dink jy dis baie random vraag. So op en af heeltyd tussen serieus en lig en goeie. Dink jy die musiekindustrie kan jou verander van 'n ekstrovert na 'n introvert toe? Ja. Dit het my. Ek is verskriklik ekstrovert. Ek wil net met enigiemand praat, maar nou is ek daar waar as ek uitgaan, dan raak ek nogals nervous vir mense. Ek dink omdat ek al slegte experiences ook gehad het met mense. Ja. Van die verhoor af wat my uittrap of whatever want hulle wil net. So nou is ek maar bietjie bang vir mense want nie almal is so ordentlik soos wat mense sou dink nie. Ja. Maar dis ook mos maar net 'n handjie vol, nie almal is daar uit om lelik te wees met jou nie, maar nou wil ek eintlik maar net binne bly en rustig wees en nie so uitgaan soos wat ek altyd het nie. So ek dink so ja. Ek het ook gedink ek is nou nie in die industrie betrokke direk met die fans soos wat julle is nie. Maar ek het nou nogal gedink as jou lewe consist van kom ons sê 4 shows 'n week waar jy moet voor mense entertain en goed. Ek dink as die ligte af is en die musiek is stil, wil jy nie eintlik tussen mense wees nie. Presies. En dit is hoekom ek aan hierdie vraag gedink het. Want jy moet soort van 'n ekstrovert kan wees om mense te kan vermaak. Ja. Maar ek weet van baie kinders wat eintlik baie skaam mense is. Introverte is, En ja. skaam is, ja. Ja. Ja, dit is baie interessant. En dan ek wou nou nog iets vir jou gevra het uit daai vorige jou antwoord uit. Hoe voel jy oor die comment section op social media en wat mense daar aanvang? Ek is glad nie geplaas daaroor nie. Ek het al graad 6 sosiale media gehad waar ek Instagram en TikTok video's begin post het en so aan. En ek het nou die dag het ek actually 'n video oor hierdie gemaak en toe het ek dit nooit gepost nie. Dis ek sê my kans sal eendag kom om dit te deel en nou sins eintlik hier. Ek het niemand weet erin nie. Ek het in graad 8 toe ek in 'n rolstoel was in hoërskool, want toe het ek nog steeds hoërskool toe gegaan in myselfde jaar. Dit ek my toebroodjie in die biblioteek gesit en eet, want ek het nie maatjies gehad nie. En ek was well aware van goed wat mense sê van my omdat ek in 'n rolstoel was, maar toe het dit my nie eers geplan nie. Presies uit daai vorige
topic waaroor ons nou gepraat het van soos luister Chom, ek was soos 3 maande amper dood. Hierdie gaan my nie afbring nie. Ja, Ek jou is nou woorde gaan my lewendig. niks maak nie. Ja, en ek het al van jongs af 'n baie sterk persoonlikheid gehad om net te doen wat ek regtig wil en waarvoor ek lief is. Ja. En ek het ook agtergekom dat daar baie mense gaan wees wat dit nie like nie, maar partykeer meer wat actually daarvan hou en dan kyk mens net na daai comments. Ja. So gewoonlik delete ek dit dat dit nie 'n slegte comments lok nie, want as een nou 'n deur oopmaak, dan comment almal lelik op dit. Soos mense is skape. As een nou dit doen, dan doen almal dit. Ja, Maar dit pla my regtig glad nie. blok en bless. Ja, Of regtig. blok en delete en Ja. gaan aan. So, ek gaan nou vir jou 'n paar vrae met nogal dalk nog 'n moeilike opsie gaan wees, né? Dis baie fun. Okay. So, ek gaan vir jou vra, sou jy eerder kan teruggaan in tyd vir een dag of een dag in die toekoms insien? In die toekoms insien. Daar's niks wat ek wil verander nie. Ek het nie baie spyt nie. Ek vat die lewe maar soos hy kom, maar as ek die toekoms kan sien om te weet waarvoor ek myself inlaat, dan Ja. wat sou jy vat? Ook toekoms, ja. Ja. Want as jy iets kan verander in die verlede, Vir hoe dit nou? nee, weet jy wat sou ek gedoen het? As ek kan teruggaan in die verlede vir een dag, dan sou ek die dag toe Bitcoin uitgekom het vir my Bitcoin gekoop het. Valid. Dis eintlik al wat ek sal change. Dan sou jy 17 gekoop het. Wel, miskien 20 of ietsie. Ja, want can you imagine nou waar sou hy gewees het? Ja. Sou jy eerder jou selfoon wil opgee vir 'n jaar of TV, Netflix, daai tipe goed opgee vir 'n jaar? 'n TV. Ek hou te veel van video's maak en so aan. Ek create. Ek consume nie eintlik nie. Okay. Cool. Sal jy eerder die vermoë wil hê om mense se gedagtes te lees of sal jy eerder onsigbaar wil wees? Ek sal onsigbaar wil wees sodat ek in die dieretuin die diere kan vryf. Ja, maar hulle is in hokke, so mens kry hulle jammer. Ja. So in die dieretuin kort hulle 'n bietjie comfort. Ja. Weet jy wat kan jy ook doen? Jy kan hulle eintlik uitsneak en hulle in die wildtuin gaan release. Dan's hulle vry. My kop werk te oor tyd vir dit, want wat dan sal hulle nie weet om te jag nie. Dit is 100% reg, want daai diere is so lankal in hokke. Maar ons oordink dit nou. Nee. Ek sal net invisible wil wees. Ja, maar jy's reg as dit kom by diere met dit. Okay. Sou jy eerder in 'n klein dorpie wil bly waar almal jou ken of in 'n groot stad wil bly, maar nie omgee of enige iemand of waar niemand omgee wie jy is nie? Dis 'n moeilike vraag want ek is nou waar ek is. Ek sal eerder dis 'n moeilike een want ek is nou al so allergies vir 'n groot stad want ek bly in Pretoria. En so ek dink ek sal eerder in 'n klein dorpie bly waar almal my maar ken. Klein dorpies is nogal lekker. Ja. Maar as jy in 'n groot stad bly en niemand ken jou nie, dan gaan die mense jou ook nie so overwhelm nie. Valid. Nee, dat is 'n moeilike vraag. Moeilike vraag, nee. Ek wil hier's nog 'n moeiliker een. Sou jy eerder elke keer 'n pyperkat wil kry wanneer jy 'n bladsy omblaai of elke keer jou tong wil raakbyt wanneer jy iets eet? Ja, dis moeilik. Ek sal eerder 'n pyperkat kry want as jy so suitgoed eet en whatever en brand dit moes jou tong as daar sny op is Ja. as jy byt. So nee, gee my eerder 'n pyperkat. Ja, okay. Ek is bang vir pyperkats hoor. Sal jy eerder elke dag Crocs dra of nooit weer skoene dra nie? Ek dink ek gaan nou halfte van my mark verloor. Ek sal nie skoene dra dan nie. Sal jy eerder kolfiet loop? Ja. Ja, is Crocs so erg. Ek's nie 'n Crocs mens nie. Jy weet mos hoekom is daai gaatjies daar in Crocs? Nee. Dis waar jou dignity uitloop. Ek As jy dit dra. het dit nog nooit gehoor nie. Dis baie snaaks. Sal jy eerder permanent sand in jou skoene wil hê of permanent haar in jou mond wil hê? Nee, geef my eerder sand in my skoene. Jesus, jy mens gril, nê? Ja. Vir haar in jou mond. Ja, die vraag is almal moeilik. Dit is veronderstel om so moeilik te wees. Dit is 'n bietjie sulke weird opsie vra. Sal jy eerder vir die res van jou lewe wil kan fluister of net kan skree? Ek skree nou al omtrent net halfte van die tyd. So gee my eerder net skree. Is dit? Dan weet jy almal hoor jou. Jy hoef jouself nie te repeat nie. Ja. Ja. Okay, cool. Kom ons doen 'n paar opsie vrae wat makliker is as dit. Laat ons jou 'n bietjie beter leer ken hierso. Klein goedjies wat ons dalk nie weet nie. Is jy 'n oggendmens of 'n aandmens? Aandmens. Is dit? 100%. Dan Ek skryf al my liedjies, maak video's, alles in die aand. Okay. Koffie of tee? Koffie. Bosveld of see? Dit was altyd Bosveld, maar soos wat ek ouer geword het, dink ek hou meer van die see, want ek hou nou daarvan om
aktief te wees en as jy in die see swem is jy aktief. Waar as jy baie keer in die bos is dan moet jy net in 'n game drive bakkie sit en diere kyk. Which is also fun, maar ek sal die see kies. Ja. Jy? Bosveld deur en deur. Is Ja, die see is vir my nice op die strand. Maar jy weet, ek het in die wildtuin gewerk, Ja. Bosveld. Wildlife photography. Dis deel van my week is so dink ek sal kan ontsnap van die bos nie nooit. Maak sin. Soet snacks of sout snacks? Sout. Ek hou eintlik meer van sout. Ja, okay, nice. As jy vlieg iewers heen, verkies jy dit om voor te sit of agter te sit? Ek sit altyd agter. Ek dink ek het al soos 2 keer vandat ek show voorgesit. So 'n rede. Ek het een keer 'n video gesien van die mense agter het 'n groter kans om te oorleef as 'n vliegtuig val. En dan jy kan vinnig af van die vliegtuig afklim as hulle die mense laat afklim. Ja, party vliegtuie het laat die mense agter en voor. Ja. Ekskuus, laat die mense agter en voor uitklim. Ek vlieg gewoonlik met lift en hulle doen dit so. Of hulle eintlik lift sê glad nie 2 rye op 'n slag nie. Hulle sê almal kan go. Ja. So dan is ek agter heel en dan kan ek heel eers afklim. En dan kry ons daai ou die oomblik wat die vliegtuig aan die Dan staan hy runway raak, dan staan hy al op. Dan spaar hy 5 sekondes van sy hele tyd. Ja. Maar dan staan hulle op en dan kyk hulle deur se kant toe dan staar mense net hulle in die oë net Ja. niks. Dis baie snaaks vir my. Is jy 'n wintermens of 'n somermens? Somer. Ek hou van Ja. die sonskyn. Koud kry jy lekker nie. Dit gaan nie vir my oor sonskyn nie. Ek sweer die son maak my positief. Ja. Maar is jy gebore in die winter of in die somer? In die somer. Ja, jy sien, ek dink dis hoekom want ek is ook 'n somermens. En jy is gebore in? Ek word volgende week 40. Hey! Ja. Ons moet partytjie. So ou oom, nee, ek grap, ek sê uit Dis nie. nie 'n man. Maar ja, so nee, ek is 'n somermens definitief en koud kry is glad nie lekker vir my Ja, nie. dit is lekker. Nee. Is jy eerder 'n boekleesmens of 'n movie kykmens? Ek dink die mense wat my ken gaan sê ek lieg, maar ek dink eerder 'n boekleesmens want as ek boek lees, is ek heeltemal intrigued en ek fokus. Maar ek kan jy imagine hoe baie movies ek al begin kyk het en net my foon uitgehaal het aangaan op my foon want ek konsentreer nie regtig op die movie nie. So hang af seker maar hoe goed die boek of hoe goed die movie is, maar Ja. ek word meer ingesuig in 'n boek in. Okay. Gewoonlik het boeke ook ek weet nou al as hulle 'n fliek maak oor 'n boek, het die boek gewoonlik meer inligting in as die flieks. Jy sal nie glo nie. Nou die dag vertel ek vir my kerel, ja, jy's hoor hierdie boek wat ek lees, dis intens. Hy sê vir my, hoorie, ons het soos 'n maand terug hierdie movie gekyk. Ek sê jy lieg. Hy sê ek beloof jou ons het hierdie movie gekyk. Ek het 'n slegte geheue, maar toe het ons actually die movie gekyk en die boek was soveel beter as Ja. die movie dat ek nie eens agtergekom het ek het dit gekyk. Jo, Ja. okay, dit is interessant. So dit is waar wat jy sê, ja. En dan laaste enetjie, so, verkies jy 'n klein bietjie witwyn of klein bietjie rooiwyn? Nee, asseblief witwyn. Is Rooiwyn is my baie bitter. Ja. Hoor Ek dit? hou van rosé en soet wyn. Maar nie 'n droë rooiwyn nie. Selfs in die winter as dit so koud is 'n rooiwyntjie vir my nogal lekker. Is dit? Ja. Maar hoorie, ek gaan nou vir iets anders vra. Ek sien ek wil vir jou vra oor Vat Vas Studios. Ek het nou onlangs 'n paar goedjies gesien wat jy gepost het. Vertel ons 'n bietjie meer. Wat is dit? Is dit iets wat jy begin het of wat? Ja, so ek het nou ek's in die proses om 'n brand te begin en vir hierdie jaar het ek besluit om so lank merch uit te bring. Ek wou vir lank al baie my woordeskat het my verlaat. Ek wil vir baie lank 'n klein bietjie wynhemp gehad het, maar ek is nogals baie teen die idee om 'n hemp vir iemand te verkoop wat net sê Tamlin wessels en klein bietjie wyn agterop, want ek's kreatief, en dit voel nie vir my kreatief genoeg nie. Ja. En toe ek eventually op 'n konsep kom, ek kan dit nou wys. Ja, asseblief. Toe het ek nou 'n funky hemp gemaak wat nie net my naam op het nie, wat eintlik 'n cool konsep om die liedjie het. Maar so met die brand het ek besluit ek gaan definitief in die toekoms dit 'n brand maak, 'n klerebrand. Ja. Maar vir hierdie jaar het ek net merch. Want ek wil ook nie vir ewig merch onder Vat Vas verkoop nie. Dit is hoekom die ding ook sy naam is Vat Vas, want ek sê altyd Vat Vas. Ja. Ek besluit ek maak dit 'n brand sodat ek ook nie net merch onder Tamlin wessels verkoop nie. So ek wil wys hoe lyk die hemp. Ja. Ek het nogal gewonder die naam Vat Vas Studios, maar toe neem ek net maar aan dit is seker 'n ding wat jy sê gewoonlik. Ja. Ek wag, ek gaan raas. Seker raas maar. Ek het terugsit. Okay, so die hemp lyk
so agter wat sê klein bietjie en dan is my naam hier so. O. Maar dis obviously 'n wynglas. Ja, Kan ek vir ja. julle ook wys. Cool. So dit is die hemp en dan voor het hy vat vas op. Dit is So baie, hy lyk so. baie cool. En kan ek gou voel, daai lyk soos Ja. baie goeie quality. Ja. Heerlikheid. So ek het hierdie goed self laat manufacture juis vir die materiale maar dit so dik is en dit Ja. skyn nie deur nie. Hoorie, ek sê vir jou, baie mense ek het lank nie T-shirts gedra nie en ek is nou nie hier om hierdie spesifieke brand te bemark nie, maar ek het vir baie lank nie T-shirts gedra nie en toe 'n paar jaar terug het ek hierdie Kingsley Heath hemde ontdek wat Ja. ek nou aan het. En die enigste rede hoekom ek hulle koop is vir hoe dit voel as dit aan jou lyf is. Ja. Want dit is dik Dik. en dit sit lekker en daai Ja. T-shirt voel presies soos dit. So dit Ja. is great. En veral omdat dit nie deurskyn nie. Of ons meisies kan nie deurskyn wit hemde dra nie Ja. en my merch is nou wit. So toe besluit ek gaan regtig ordentlike materiaal kry. En met vat vas vir ander merch vir die mense wat sê hulle maar nie wynhemde wil dra nie. Dis eintlik nog ons baas snaaks. Ek het glad nie gedink die kinders gaan wynhemde wil hê nie, maar dis die kinders wat kinders koop meeste die wynhemde. Ja. Maar toe het ek 'n ander opsie ook. Okay. Wat ek vat vas weekies het. Oh, cool. So vat vas. Ek kan vir jou sommer 2 gee. Ja, laat ek 'n bietjie sien hierso. Ek het op. En dan hierdie is my jy weet altyd het brands 'n tweede logo wat net kleiner is. Ja, So dis die vat vas. Maar my slogan is teen die stroom, so dis Teen wat die agterop stroom. staan. So, dit is baie baie cool. Teen So- die stroom, ek like dit. ja, obviously sal jy sien ek het funky kleure en dan het ek nou die plain vir die Die plain normale- brein. Die plain brein. Ja. vir die mense wat nie so extravagant is met klere. Hoorie, dit is cool klere, dis 'n mooi sagte klere. Ek like dit. Okay. Ja, so die wikkies en die merch is al wat ek het vir jaar en dan ek's nou besig om aan reeks en goed te werk Ja. vir die brand. So. En waar kan mense hierdie goed nou kry? Ek meen, daar's obviously mense kan dit koop, nie net by jou shows nie, maar kan mense dit online bestel? Ja, so ek het 'n Instagram page, Facebook en alles, wat vat vas studios is en dan het ek 'n website ook waar mense dan kan kry. Ek sal die details in elk geval op die skerm sit wat ek by jou sal kry. Dankie. Jessie, well dan. En dan volgende jaar kom daar nou, het jy nou meer planne behalwe die Ja. hemde, die wikkies? Ja, so die brand is hulle sê mos altyd people start brands in aspects they lack. En ek lack in funky klere. Soos jy nou sien my broek is oranje. So ek wil 'n brand vir Suid-Afrikaners skep wat baie funky klere is. Soos die reekse wat ek nou gaan uitbring is letterlik 'n potblou hemp en 'n geel hemp met blou print op whatever. Ja. Vir daai funky mense wat nie dit kan kry anders as op soos Shein nie. Want ek soek altyd daai funky klere, maar dan kry jy net die normale aardse klere in winkels en so aan. Kleurvolle hemde vir kleurvolle mense. Presies, daai ding, ja. Hoorie, bring asseblief 'n hemp uit vir mans wat leopard print is. Kan ek jou sê hoekom? Ek en my vrou, hierdie gaan nou obviously ou nuus wees want as die episode uitswaai, maar ek is genooi, ek en my vrou gaan na haar werk se jaarendfunksie toe. Ja. En die tema is Bosveld Smart Casual. En 'n luiperd is my favourite dier. Okay. En toe dink ek leopard print is altyd goed wat vrouens dra. Toe dink ek hoe cool sal 'n nice male leopard Dit print. sal so cool wees, jy kan 'n statement maak. Ja, dit is obviously vir 'n tema. Dis nou nie 'n ding wat ek elke dag sal dra nie. Ja. Nee, so toe dink ek vir myself, "Jessie, ek moet kry, jy kan dit net op Shein koop." En ek het gaan soek, ons was in die winkels. Nou, Ons ek het moet een gaan maak. kry niks hoor. Hoorie, maar dis nou presies, jy praat met die perfekte persoon. Want soos ek nou sê, vat vas 'n slogan is teen die stroom en ek glo wat as mense nie die norm volg nie, Ja. teen die stroom gaan. Ja. En dis presies nou maak wat jy ook klere of het jy net die konsep en iemand maak dit vir jou? Ja, ek het manufacturer, so ek stuur al die designs in, Ja. presies wat ek wil hê, labels als en Ja. dan stik hulle dit vir my aan mekaar. Ja. Baie cool. Ja. Hoorie so, ek is so bly jy het met my kom praat. Dit was vir my so lekker om met jou te gesels. Ek wil baie lank nog met jou chat, maar obviously ons kameras kan net soveel keer batterye change en ja, die dag is ook net so lank. Maar ek is so bly jy was hier. So dankie dat jy ingestem het. En ek het vir jou 'n klein geskenkie Jy sê. van hierso van ons af by Dromers en Doeners. So jy kan hom Dankie. oopmaak en gaan check wat dit is. Is dit my eie mug? Ja, kyk. Dis cute. Dankie, Quentin. Ek het nou nie plezier. gedink ek gaan met iets huis stap nie. En dit het my naam op. Dit het jou naam op Dis baie oulik. sodat jy Dit is verskriklik oulik. altyd kan onthou om 'n dromer en 'n doener te bly want ek het jou nou gedefinieer So as 'n cute. dromer en 'n doener. Dankie.
Want jy het groot drome en jy jaag jou drome, jy doen actually iets daaromtrent. Dankie, ek waardeer dit so. Ek het so lekker gechat met jou. Ja, so baie dankie en elke oggend as jy nou koffie drink uit hom uit, kan dit 'n reminder wees dat jy jou drome moet volg. Dis fantasties. Ja, en dankie dat jy so op hierdie wolk van 'n bank kom sit het en jou drome vir my kom vertel het. Dankie Quentin. Ja, baie dankie vir almal wat gekyk het. Ons is hier by Connection Studios en ons sien julle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek.